Vriende in die Here Jesus Christus, goeiedag. Baie welkom by ons tweede dag se wandel in die woord geleentheid. Ons sit die reis saam met Martin Luther van destyds voort. Waar vind ek 'n genadige God? Dis die tema op hierdie Dinsdag. Martin Luther het sy belofte nagekom. Slegs 'n paar dae na die donderweer ervaring het hy teen sy pa se uitdruklike wense by 'n klooster aangesluit. Aanvanklik het hy nederige take verrig, die toilette skoongemaak, gange gevee, sy nederige take gelate bly uitvoer. Dit was nie die werk wat hom gekwel het nie. Wat hom verteer het was die vraag: hoe kan ek God behaag? Hy het alles met oorgawe gedoen, in die hoop om in God se guns te kom. Tog het die angs nie gewyk nie. Luther het bly worstel met die beeld van God as 'n toornige regter. Hy het gesmag na 'n teken van genade. In 1513 verander iets fundamenteel. Luther word professor in Bybelwetenskappe aan die Universiteit van Wittenberg. Sy taak om jong teoloë te leer hoe om die skrif te lees en te vertolk. Hierdie roeping sou sy lewe en die wêreld verander. By geleentheid is hy besig om Psalm 22 te bestudeer. En skielik tref dit Luther. Die woorde wat ons in Psalm 22 lees. My God, waarom het U my verlaat? Hy besef dat Jesus hierdie woorde aan die kruis uitgespreek het. Maar waarom sou die sondelose Christus van God verlate voel? Dit het Luther gepla. Dan breek die lig vir Luther deur. Jesus het daardie Godverlate gevoel ervaar, sodat hy, Martin Luther en elke ander sondaar nooit so hoef te voel nie. Die kruis was nie 'n teken van God se afwesigheid nie, maar sy teenwoordigheid in lyding. Hierdie besef tref Luther soos 'n tweede donderslag, maar die keer nie met vrees nie, maar met verligting. In sy kloostersel ontdek Luther 'n vir hom nuwe waarheid. God is genadig. Die mens hoef nie op te klim na God nie. God het afgedaal na die mens toe. Die soeke na God se guns deur werke en afsondering, die was nie meer nodig nie. Christus het reeds die toorn gedra. Hierdie openbaring sou nie net Luther se lewe verander nie, maar die hele westerse denke begin hervorm. Kom ons bid saam. Here, ons kom vandag nie met ons werke nie, nie met my pogings om U te behaag nie, maar met my leegheid, my vrae, my verlange, o Here. Ek is soos 'n Luther in sy kloostersel, besig, toegewy, maar dikwels verteer deur angs. Hoe kan ons U behaag, o Here? Hoe kan ons weet dat U nie net oordeel nie, maar ook genade gee? Dan, Here, hoor ek die woorde van die gekruisigde. My God, waarom het U my verlaat? En ek besef, U het die verlate gevoel gedra, sodat ons vandag nooit verlate hoef te wees nie. U het nie gewag dat ons opklim nie. U het afgedaal in Christus Jesus ons Here, in ons lyding, in liefde. Dankie dat U nie 'n God van afstand is nie, maar 'n Here van nabyheid. 'n God wat aan die kruis nie afwesig is nie, maar teenwoordig in U genade. Laat hierdie dag 'n antwoord wees op U roepstem, nie deur my eie krag nie, maar deur die lig van U genade. Amen.